Hoofstuk 40, Moses rig die tabernakel op, vers 12. Jy moet ook Aaron en sy seuns laat naderkom, na die ingang van die tent van samekoms toe, en jy moet hulle met water was. En kom, word gereinig, voordat jy ingaan. Trek Aaron dan die heilige klere aan, en salf hom, en heilig hom. Kom, is 'n towery, hou die bose geeste weg? Nee, dat hy vir my die priesterampt kan bedien. Dis 'n aanstelling. Wat doen ons vandag met salf? Ek salf my huis en dit hou die bose geeste weg. Ja, dis wat ons dink. Daar's 'n duiwel in my huis. Maar wat salf net jou huis? Waar kom jy aan dit? Nee, maar Aaron was gesalf. Hoekom was hy gesalf? Wat was die rede? Wat is die simboliek? Hy is aangestel in 'n ampt as hoëpriester en gesalf. Toe Dawid koning geword het, was hy gesalf. Hy's aangestel in die ampt van koning. Aaron was aangestel in die ampt van hoëpriester. Hoe is dit gedoen? Met 'n salwing. Wat is die salwing? Is 'n aanstelling in 'n ampt, in 'n bediening, in 'n iets. Ons word deur die Heilige Gees gesalf. Dis 'n aanstelling. Ek werk nou vir hom. Ek is 'n werktuig van hom. Ek is die handskoen waarin hy is. Hy's in my liggaam. Hy gebruik my mond. Hy gebruik my ore. Ek is gesalf. 13. Trek Aaron dan die heilige klere aan en salf hom en heilig hom, dat hy vir my die priesterampt kan bedien. Wat is heilig? Hy's eenkant. Hy is 'n priester. Hy moet anderster behandel word as die ander en hy moet anderster lewe as die ander. Kom, want hy's die priester. Hy's geheilig, hy's eenkant gestel as die hoëpriester. Jy moet ook sy seuns laat naderkom en hulle die rokke aantrek. Salf hulle dan, soos jy hulle vader gesalf het, dat hulle vir my die priesterampt kan bedien. Dieselfde. Aaron was gesalf, hier kom sy seuns, hy het 4 gehad, en hulle word gesalf. Hy is hoëpriester, hulle is 4 priesters onder hom. Baie mense stel hulle self aan. Jy moet deur Vader gesalf word. Wie word deur hom gesalf? Wie is die priesters van die nuwe verbond? Almal wat deur hom gesalf word. Wie word deur hom gesalf? Almal wat weergebore is. Soos almal konings en priesters saam met Yeshua in die nuwe verbond. Is dit toegelaat gewees in die ou verbond dat een persoon 'n koning en 'n priester kan wees? Nee. Nuwe verbond? Ja. Hoe so? Wie was die eerste een? Yeshua. Hy is die hoëpriester en hy is die koning van die konings. En ons is mede-erfgename saam met hom. Priesters en konings. Wat is 'n priester? Is 'n dienaar. Hy is aangestel as priesters om te dien. Vers 15. Salf hulle dan, soos jy hulle vader gesalf het, dat hulle vir my die priesterampt kan bedien. Jy gaan werk, boetie, vir 'n ander ou. Hy gaan jou nie betaal nie. Jy doen dit vir my. Nou word ons priesters in die nuwe verbond en ek soek 'n ou geldjie. Nee, jy moet my betaal. Ek moet gebless word. Jy weet, ek moet die dubbelverdieping huis kry. Gee my jou geld. Dis 'n bediening. Hoekom sê Yeshua ons moet mekaar se voete was? Want dit is dien. As jy 'n priester wil wees, moet jy jou broer se voete was. Jy moet hom dien.